Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry mense dit weer sout? Dis niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mens vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel verheerlik. Ons is in Jesus Stories 78. Ons lyk my is nou eers halfpad met Jesus Stories. Ek het Jesus se lewe kronologies gevolg, so deur die evangelies as moontlik. Maar dan is daar 'n klomp goed wat nie kronologies pas nie, en wat ons nie presies weet waar dit in was nie, so ek noem dit Jesus Stories deleted scenes. Alhoewel dit is in die Bybel. Niks is uit die Bybel uit gedelete nie. Okay, so net vir die van julle wat wonder. Ons praat oor Jesus, want 'n kerk se nommer 1 doel is om mense aan Jesus voor te stel, sodat hy hulle kan red. Dis ons hoofdoel, is om mense die rigting te gee na Jesus toe. En Jesus wil graag hê ons moet hom ken. Dis God se wil vir elke mens op die aardbol, is dat ons hom sal ken. En hoe ken ons hom? Deur te kyk na wat hy gesê het en wat hy gedoen het. Want dit is hoe jy enige iemand in jou lewe leer ken. Luister net na wat hulle sê en kyk na wat hulle doen. Want hulle sal vir jou vertel wie hulle is. People teach you who they are. Deur die manier hoe hulle optree. Altyd. En dis wat Jesus gedoen het. En wat het Jesus gedoen? En gesê, hy het net gedoen wat sy Vader gedoen het, en hy het net gesê wat sy Vader gesê het, want hy was nie hier om ons aan enigiemand anders voor te stel, of 'n brug, of 'n pad te maak, na enigiemand anders toe, behalwe na sy pa toe nie. En dit sê ook vir my en jou, as ons begin om volgelinge van hom te word, dan sê ons ook net wat hy gesê het, en ons doen ook net wat hy gedoen het. Ek wil begin met hierdie vraag, want terwyl ek hierdie gelees het hierdie week, toe het hierdie vraag by my opgekom, wat 'n storie vertel jou lewe? As jy verby iemand beweeg, wat onthou hulle van jou? Andrew Murray, vir die van julle wat nie weet wie hy is nie, hy is hier in 1827 gebore, en hy is hier so naby 1910, ek dink 1916, daar rond 15 is hy oorlede. En hy was nogal 'n groot gees in die kerkwêreld, en hy het baie van kerkvorming in Suid-Afrika gedoen. Hy het internasionaal geswat en gewerk, maar meeste van sy werk het in Suid-Afrika gebeur. Hulle het 'n hele teologiese opleidingsinstansie na hom vernoem in Wellington, dis waar hy oorlede is uiteindelik. En hy het blykbaar 'n heilige lewe geleef vir sy kinders. Van al die kinders wat hy gehad het, en hy het 'n klompie gehad, het 11 van hulle volwassenheid bereik. 5 van sy 6 seuns het voltyds predikante geword en die evangelie versprei. En van sy dogters het 4 van hulle getrou met predikante. Die skoor is 9 uit 11 uit. Hy het nogal 'n goeie invloed gehad. Van sy kleinkinders is 10 van hulle voltyds evangelieverspreiding predikante geword. En 13 van hulle sendelinge geword. Dis wat 'n mens noem invloed. Wat 'n storie het sy lewe vertel. As jou hele lewe in 'n Bybelboekvorm geskryf word, vir mense gegee word om te lees na jy dood is, wat gaan hulle lees? Alles is daar opgeteken, wat jy gedink het, wat jy gesê het en wat jy gedoen het. Wat gaan mense lees? Nou vanoggend gaan nou weer een van daai goed voel oomblikke, goed voel preke wees, want vanoggend gaan ek hoor wie ek is en ek kan 'n verskil maak. Want dit gee ons se ou se lewe betekenis, as jy weet, jy's nie net 'n asem nie. My lewe is meer werd. Ek kan iets doen, ek kan 'n verskil maak. Ateïste leef vir dit. Mense wat goddeloos en geloofloos is. Hulle leef vir dit, want dis al wat hulle lewe betekenis gee. Ek kan 'n verskil maak in iemand anders se lewe. Die enigste probleem met dit is, die verskil wat jy daar maak, is tydelik en is net aards. As jy verby is, dan mag jou invloed dalk nog bietjie bly, maar dit het geen ewigheidswaarde nie. Geen. Maar nee, ek het water gebring vir Afrika. Ek het honger mense gevoer. Dit gee my lewe betekenis. Baie mense redeneer so. En dis al hoekom hulle waardig is, want ek kan 'n verskil maak. Nou ek wil jou vanoggend, voor ek begin sê, as dit is hoe jy dink, dan sit jy die pot mis. Want jy kan nie 'n verskil maak omdat jy so oulik is nie. Mag jy dit vanoggend begin met, is sy lewe. Ons het dit vanoggend gesê, dis sy asem in jou longe.
Die enigste manier vir jou en my om 'n verskil te maak met ewigheidswaarde, hoe jy skatte in die hemel bymekaar maak, is deur God se werk in jou lewe. Wat jou aktiveer om 'n verskil te maak. Daar is nie 'n ander manier om dit te doen nie. Jy moet God se werk in jou lewe eers raak sien, want dis waar jou inspirasie vandaan kom, dis waar al jou ywer vandaan kom, dis waar jou dryf vandaan kom. En om dan werklik in die ewigheid 'n belegging te maak, met ewigheidswaarde. So wat 'n storie vertel jou lewe? Dis belangrik, want Jesus het hiervan gepraat. Ons almal se lewens gaan 'n storie vertel op die einde van die dag. Die storie wat ek vanoggend lees, het Matteus getitel, die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld. En waarmee ons laasweek begin het, is Matteus het gegaan en hy het al Jesus se belangrikste sê goed gevat, wat hy oor sy lewe gesê het, en hy het dit in een preek ingedruk, en hulle noem dit die bergrede. As jy dit wil gaan lees, Matteus 5, 6 en 7. Nou, Markus het ook hiervan melding gemaak, maar hy het nie alles op een plek gesê nie, en Lukas het ook hiervan gepraat, hy het ook nie alles op een plek gesê nie. So ons is besig met Jesus se bergrede, maar voor Jesus hierdie gesê het, spesifiek in Matteus, Markus en Lukas, voordat hy gesê het, julle is lig en julle is sout, het hy eers vir ons gegee waaroor ek laasweek gepraat het. Jesus het vir ons verduidelik, hoe lyk 'n Christen? Wat is 'n Christen? Wat doen hy wanneer hy jou red? Want dis van daai staanspoort, van daai verstekposisie uit, waaruit jy funksioneer elke dag. Eers dan kan jy lig en sout wees vir die wêreld om jou. Ek het dit so vinnig opgesom. Hy het gesê, salig is die wat afhanklik is van die Here, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is die wat weet hoe afhanklik is hulle. Die ou vertaling sê, salig is hulle wat arm van gees is. Ander woorde, toe jy die evangelie gehoor het, toe jy agtergekom, o, krisis. Ek is 'n sondige mens. Ek is my eie grootste vyand. Ek het redding nodig. En ek het dit elke dag daarna nog steeds nodig, want ek is nog steeds vas in hierdie lyf. Jesus sê, dit word jou nuwe identiteit wanneer ek jou red. Jy word 'n afhanklike. Dis loodreg die teenoorgestel wat die wêreld vir jou sê. Die wêreld sê vir jou, jy kan dit doen. If it's gonna be, it's up to you. As ek iets wil gedoen het, gaan ek dit self doen. Ek het die vermoë. Dis wat die wêreld vir jou sê. Die wêreld sê werk sodat jy kan onafhanklik raak. Dat jy niemand se oë hoef te kyk nie. En God sê ek het jou afhanklik geskape, afhanklik van my. Daar is nie so iets as onafhanklikheid nie. Dis loodreg teen wat die wêreld sê wie jy is. Jy treur, jy huil, net soos Jesus gehuil het. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word, het ons laasweek gesien. Jy treur, jy huil, waaroor huil jy? Jy huil oor die sondige toestand wat jy nog steeds beleef. Hoe sonde jou treiter. Jy begin dit haat, jy probeer daarvan af wegkom, met alles in jou. En jy huil oor die effek daarvan op die wêreld, want die wêreld waarin ons leef is gebroken as gevolg van sonde. Dis waar siekte en seer en al hierdie moeilikheid vandaan kom. Jesus het daaroor gehuil. Hy het gehuil toe hy gesien het wat die effek van sonde op die wêreld was toe Lazarus in die graf lê. Hy het benoud en frustreerd en kwaad geraak met Judas. En die gesag wat sonde oor Judas se lewe gehad het. Jy huil daaroor, want hulle sal vertroos word. As die Here jou gered het, dan is jy sagmoedig. Wat beteken jy is vol vertroue? 'n Sagmoedige mens is iemand wat kalm bly terwyl die hele wêreld rondom hom in mekaar stort en in duie stort. Dis nie iemand wat sag is nie. Dis eintlik iemand met verskriklike baie krag in sy lewe. Jy leef van daai dag af as die Here jou gered het, konstant vertrou jy die Here vir alles. Jy doen jou bes en as al die wiele afkom en jy het jou bes gedoen, het jy vrede. Jy sê net die Here sal dit gebeur wat moet gebeur. Al my vertroue is op hom. Jy begeer geregtigheid. Salig is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Want dis wie jy is as jy 'n Christen is. Jy begeer om te weet wat is reg, wat is verkeerd, wie is God. Jy begeer om hom te ken. Jy sit vanoggend hier met daai begeerte in jou hart om God te ken. Dis wat 'n Christen is. Hierdie is baie belangrik vir waantoe ons op pad is. Weer, dit klink asof ek laasweek se preek oorpreek, maar bly by my. Jy's barmhartig. Salig is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Jy's barmhartig, jy gee vir mense wat hulle nie verdien nie. Hoekom? Want jy dit ontvang.
Jy het genade gekry, jy het 'n pak slaag soos een wat Jesus gekry het verdien aan 'n kruis dood en jy het dit nie gekry nie en jy gee dit nou aan vir mense langs jou wat dit selfs nie verdien nie. Want dis wie jy is as die Here jou gered het. Jy leef met 'n rein hart. En ek het nog laasweek baie sterk hieroor gepraat. As iemand ooit vir jou sê, luister na jou hart, hardloop so vinnig as wat jy kan. Want jou hart kan nie vertrou word nie. Jou gedagtes en jou gevoelens is misleidend. Jeremia het gesê, wie kan dit red? Behalwe God. Hy haal jou hart uit en hy sit in jou 'n rein hart. Nou wat is 'n rein hart? Rein hart is nie 'n vriend nie. Wat is 'n rein hart? 'n Rein hart is iemand wat net een agenda het. Ek wil net doen wat God doen en ek wil net sê wat God sê. Dis 'n rein hart. En dis wat die Here in jou sit. Net 'n rein hart. Jy maak vrede. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Het ons laasweek gesien. Nou vredemakers is die mense wat konflik vermy nie. Dis hier die ouens wat die mat oplig, alles onder die mat en sê, ag kom ons leef net in vrede. So kom ons vergeet hiervan, die wind gaan waai, dit gaan verbygaan en oor 'n maand of 'n jaar vanaf gaan niemand dit onthou nie. Dis glad nie 'n vredemakende proses nie. Dis nie wat vredemakers bedoel hier in hierdie konteks nie. Ek bedoel, die enigste manier vir my om vrede in my lewe werklik te kon gekry het, was dat iemand na my toe gekom het en my vertel het hoe erg ek suig en dat ek redding nodig het en dat ek my grootste vyand is. Dit was nie lekker om te hoor nie. Dit is nooit lekker vir niemand om dit te hoor nie. En dat ek het 'n verlosser nodig. Ek het nodig om voor hom te val op my knie en te bely en elke dag te smeek vir sy genade. En toe ek my vertroue in hom begin sit vir dit, toe kom daar vrede in my lewe in. En nou het ek die voorreg om daai selfde waarheid uit te dra vir al die ander mense om my, sodat hulle ook vrede kan beleef. Met ander woorde, vredemakers is mense wat waarheid deel, sodat daar kan vrede kom. 'n Vredemaker is nie iemand wat iets onder die mat invee nie. Hy sê, kom ons praat daaroor, kom ons sorteer dit uit tot dit uitgesorteer is. Dis 'n vredemaker. Hy sê, en vir al hierdie goed wat ek jou gemaak het om te wees, wanneer ek jou red, sal jy vervolg word. En spring sommer op en af van blydskap wanneer dit gebeur. Want dit beteken, jy is gered. Salig is die wat vervolg word vir wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele, het hy gesê. So al hierdie goeds goed. En dis hoekom toe Lukas met die bergpredikasie begin, toe sê hy hierdie woorde, sout is 'n goeie ding. As jy al daai goed in een neutedop indruk, dan is dit wat sout is. So jy kan nie daai twee skei, jy kan nie daai hele lysie skei van dit wat ek vanoggend met jou gaan deel nie. Dis wat sout is. Sout is iemand wat konstant afhanklik is van die Here. Is iemand wat treur oor die sonde. Sout is iemand wat al sy vertroue op die Here gesit het. Sout is iemand wat begeer om te weet wie God is, wat reg is, wat verkeerd is. Sout is iemand wat barmhartig is. Sout is iemand wat net wil sê wat God sê en net wil doen wat God doen. Sout is iemand wat vrede maak deur die waarheid te laat seevier. As jy werklik sout is, sal jy vervolging in jou lewe beleef, net soos Jesus dit beleef het. Dis wat sout is, en dis 'n goeie plek. Dis hoekom Matteus sê, geseënd is jy as jy dit is. Matteus het gesê, salig is jy as jy dit is. Hier is Jesus se woorde. Jesus sê, dis goed as jy sout is. Dis definitief nie goed as jy net leef vir jouself en jou eie selfsugtige begeerte en wat jy aandroom en wat jy van hou en waaraan jy dink nie. Dis nie goed nie, maar dis die wêreld se advies. Ek weet nie wat om te doen met my lewe nie. Wat voel jy? Wat kan jy doen? Niks sonder die Here nie. Sout is 'n goeie ding. Die res van die goed is nie goed nie. Sê Jesus. Sê Jesus deur Lukas se mond. En dan begin Matteus en hy sê, julle is die sout vir die aarde. So nou dat die Here my gered het, nou dat hy my nuut gemaak het, en hy het binne in my deur die Heilige Gees 'n begeerte gesit vir hom, wat honger en dors is vir hom, nou dat hy my 'n nuwe skepsel gemaak het, binne in hierdie ou geskepte lyf vol sonde, nou dat hy my gemaak het,
Nou het ek sommer 'n doelgerigtheid, want dis wat die Here doen, as hy gee vir jou lewe doelgerigtheid. Hy maak jou deel van sy plan vir die wêreld. Hy het nie 'n doel vir jou lewe nie. Hy het 'n doel vir sy plan vir die wêreld en hy maak jou deel van sy plan vir die wêreld. Jy's 'n soutkorrel in sy soutpot. En hy wil in hierdie wêreld deur jou manifesteer en funksioneer in hierdie wêreld waarin jy leef. Orals waarin jy beweeg, orals. Nou vir ons om dit mooi te verstaan, moet ek ook 'n bietjie simboliek vanoggend gebruik. Waarvoor gebruik ons sout? 3 spesifieke goed waarvoor ons sout gebruik en ons seker nog baie meer, maar 3 spesifiekes waaraan ek gedink het is ons gebruik sout om te preserveer, om te beskerm. Suid-Afrika is een van die, ek dink is die land in die wêreld wat die meeste biltong verteer in 'n dag. In die Bybelse tyd het hulle nie yskaste gehad nie. Hulle kon nie goed bære laat dit vars bly nie, of soos ons steak verouder nie, nê? Ons moet alles sout gooi, laat dit nie vrot word nie. In die Bybelse tyd het hulle dit gebruik daarvoor. So, en dit preserveer, dit hou die kieme en die bakterieë en die goed weg en dit hou dit gesond en veilig om te eet. Nou dis wat sout doen, dis wat ek en jy doen. Hou nou in gedagte wie jy is as 'n Christen. Dis wat sout doen, jy preserveer, jy beskerm. So orals waar jy beweeg, is daar situasies wat moontlik kan vrot word, wat kan lei na nog slegter situasies toe. Mense wat om jou leef en in jou lewe betrokke is, wat jy weet hulle met die grootste nonsens onder die son besig is. Jy, wat 'n kind van die Here is veronderstel om iets daaraan te doen. Ek het hierdie week met 'n vriend van my gepraat wat sê, een van sy werknemers gaan sien 'n oordokter. Wat moet hy maak? Hy weet wat moet hy maak. Moet hy dit net so vir hom sê? Ek sê ja. Dit lei na nog groter moeilikheid toe. Jy preserveer, jy beskerm, want dis wat sout doen. Ons beskerm. Die tweede doel vir sout is, sout maak gesond. Ons koop dit in die apteek, ons noem dit saline. Ons gebruik nie 'n sproei. Moet asseblief nou nie skoon sout op jou wonde gaan gooi nie, jy mag dalk jou weefsel wegvreet. Sout maak gesond. Sout het genoeg geduld en tyd om te wag en saam met mense 'n pad te stap na gesond word toe. Want dis wat sout doen. Ons noem dit barmhartigheid. Om vir mense te gee wat hulle nie verdien nie. Hulle het dalk hulle eie wonde veroorsaak, maar dit maak nie saak nie. Ek stap saam met jou hierdie pad. En die laaste ding wat sout gee, en dis seker my gunsteling een, is sout gee smaak. Gee geur. As mense by jou kom kuier, is daar altyd 'n soutpot en 'n peperpot op die tafel. En as dit nie daar is nie, dan vra hulle vir jou, waar is die sout en die peper? En al die sensitiewes onder ons, is my kos sleg? Nee, sout gee geur. Het gee die smaak vir die kos. Wat ek en jy doen. Luister, ons leef in 'n wêreld wat donker is, wat nag is. Hy's stikkend as gevolg van sonde. Mense ly onder dit. So daar's meer rede vir mense om nie te glimlag nie, as wat daar is om te glimlag. As gevolg van net hoe hulle finansies dalk gaan, hoe hulle gesondheid gaan, hoe hulle net onder die druk van die lewe swyg. Net as gevolg van alles. Net die ure wat hulle moet werk om 'n inkomste te verdien, om uiteindelik 2 weke, as hulle gelukkig is, 'n vakansie 'n jaar te hou. En hier daag jy op, geredde van die Here, in volle afhanklikheid van die Here. Wat net so huil oor hierdie siek sondige toestand van hierdie wêreld, maar al jou vertroue is op die Here. Al jou vertroue is op die Here. Daag jy op en jy het vrede gekry, want jy het die redder van die wêreld ontmoet, met 'n glimlag op jou gesig. Die hele vertrek word opgelig as gevolg van jou teenwoordigheid. Dis hoekom jy glimlag vir die een agter die til. Dis hoekom jy die vriendelike een is, wanneer die petroljoggie jou brandstof vir jou ingooi. Jy gee geur aan die lewe. Ek staan definitief nie vanoggend hier voor julle asof ek hierdie goed reg kry nie. Hierdie is wat dit veronderstel is om te wees wanneer ons
die redding van die Here in ons lewe beleef. Hierdie is, ek gaan vanoggend vir jou 'n perfekte prentjie verf, en ek weet ons sukkel hiermee, maar die feit van die saak bly, dis wie Here ons maak om te wees. Kan ons daarvan getuig? Leef hierdie in my en jou lewe. Ons moet ten minste hierdie vraag vir onsself vra. Dis wat sout doen. Julle is die sout vir die aarde, sê Jesus. Jy beskerm. Jy maak gesond. Jy gee geur en kleure aan die lewe. As die Here jou gered het. En dan gaan hy aan, en hierdie stukkie maak baie keer nie vir ons sin nie, maar met die gehoor waarmee Jesus gepraat het, het hierdie 100% sin gemaak. Maar as sout verslaan het, hoe kry mense dit weer sout? Dis niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en die mens vertrap dit. Vandag wat ons vandag noem sout, natriumkloried. Is ek reg, nee? Ek dink so. Al die wetenskaplik is hier. Ons gebruik dit in sy suiwerste vorm vandag, want ons het geleer om dit te suiwer. Daar was nie so iets in die Bybelse tyd nie. Hulle sou tipies na die dooie see toe gegaan het, en daar waar 'n rotssamenstelling was, of 'n klipsamenstelling, sou hulle net daai ding afgebreek het, en hom fyn gekap het, en dit was sout. En daar's soveel allerhande ander goed daar binne. En kry daai stuk rots of klip wat hulle nou daar afgepak het, hulle nou vir sout gaan gebruik, word hy dalk per ongeluk nat. Die heel eerste ding wat oplos in daai samestelling is die sout. En spoel dit uit. Reën dalk nat of wat ook al. En dan is dit net so wit hoop mengsel wat lyk so sout, maar is net so daar. Dit gee nie geur nie, dit proe nou niks nie. So hulle het presies geweet waarvan Jesus praat. As sout, so tussen my en jou, sout kan nie vandag verslaan nie. Die sout wat jy vandag in jou kas het, wat jy by die winkel gekoop het, daai goed kan nie minder sout word nie. Dit kan nooit verslaan nie, dit gaan nie verval nie. Hulle moet vervaldatum optik, maar dit kan nie, want sout kan nie. Nie gesuiwerde sout nie. Maar daai tyd was dit heeltemal prakties geweest dat Jesus het gesê het. Hoe kry mense dan weer sout? Dit het nou weggeloop, dit het opgelos, is weg. Dis niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en die mens vertrap dit. Wat beteken dit? Dit beteken dat hy het jou gered. En dit beteken nie jy verloor jou redding nie. Dit beteken hy het jou gered, hy het jou sout gemaak. En toe kom daar kritiek na jou kant toe. Of jy begin skaam kry en begin voel, okay, maar niemand dink en redeneer soos ek oor wat waar is en wat reg is nie. Jy het agtergekom, nee, mense hou nie daarvan om te hoor hulle suig en hulle die Here nodig nie. En jy het begin veroordeling beleef. En toe begin jy besluit, okay, kom ons vee alles onder die mat in en ons bewaar die vrede en ons sê nie die goed wat mense gaan laat ongemaklik voel nie. En ewe skielik verloor sout die vermoë om sout te wees. Jesus se woorde is dis niks meer werd nie. Jou redding in daai oomblik beteken niks vir niemand nie. Beteken nie jy het jou redding verloor en God is nie meer lief vir jou nie. Dit beteken jy is oneffektief in sy plan vir die wêreld. Wat beteken jy kan vanoggend hier so sit en glad nie effektiewe koninkrykskind wees nie. Want wanneer jy moet sout wees, hou jy jou mond toe. Wanneer jy moet doen wat jy moet doen, doen jy dit nie. Jy is net niks werk in sy plan vir die wêreld nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. So dis wat hulle fisies daarmee gedoen het. Dis al waarvoor dit goed was. Dit het nogal goed modder gestol. So hulle sou dit tipies op hulle paaie gegooi het om die modder te stol. Lukas skryf hierdie woorde. Hy sê dit is nie eers bruikbaar vir die grond of vir die mishoop nie, want dit was 'n alkaliese samestelling. So dit was sleg vir die komposhoop of vir jou tuin of in jou boerdery. Jy het dit nie daarop gegooi nie. Jy gooi dit, hulle het dit letterlik in die pad gegooi en letterlik het mense daaroor geloop. Dis al waarvoor dit goed was. Dit was niks werd nie. Dis as gevolg daarvan, want jy het dit laat gaan. Markus sê aan die einde van nadat hy gepraat het oor die sout, sê Markus, julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe. So hy het hierdie een ding uitgehaal wat Jesus gesê het van salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Hy het dit uitgehaal en gesê, moenie terugstaan wanneer mense die waarheid moet hoor nie. Sê wat nodig is dat vrede kan gebeur. Nie sê wat nodig is sodat jy kan reg wees nie. Sodat mense vir jou luister, sodat dit oor jou gaan nie. Sê wat nodig is om gesê te word ter wille van wie God is.
en terwille van dat mense hom sal sien. Moenie laf raak nie, met ander woorde. Moenie so insmelt dat jy lyk soos die wêreld rondom jou en begin leef soos die wêreld rondom jou nie. Julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe. En Lukas eindig dit so, daai gedeelte wat hy sê oor die sout. Hy sê, wie ore het om te hoor moet luister. En ek dink dis om baie prakties te raak, is dit waar ons groot probleem lê. Is by ons luister. Want die manier vir my en vir jou om te leer en te groei en te ontwikkel en perspektief te kry in ons lewe, is deur ons ore. Geloof kom deur gehoor. En gehoor deur elke woord van die Here. Jy het 2 ore in 1 mond gekry, sodat jy 2 keer so hard kan luister as wat jy praat. So as jy konstant intap by die een wat jou gered het, om te hoor wat hy sê, en te sê wat hy sê dan, en ook te doen wat hy gesê het, dan sal jy altyd sout wees. Jy hoef nie eens daaroor bekommerd te wees nie. Jy sal altyd sout wees. Dan gaan Matteus aan, hy sê, julle is die lig vir die wêreld. As ons al hierdie goed saamvat, wat Jesus gesê het, van my en jou, dan is jy 'n liggie. Johannes het dit so beskryf in Johannes 1, hy sê die lig het na die wêreld toe gekom. Jesus was die lig vir die wêreld. So die prentjie wat ek en jy nodig het om te sien is, toe God die aarde geskaap het, het hy gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. En hy het die lig en die duisternis geskei. En hy het ons gemaak in die lig, en om afhanklik te wees van die lig. En toe sê hy, vertrou my, leef in volle vertroue, dat ek jou lewe in die holte van my hand het, want jy is afhanklik van my voorsiening in jou lewe. En die enigste manier om my te vertrou, is om nie van die boom van goed en kwaad te eet nie. En die duiwel het 'n saadjie kom saai en gesê, nee man, hy wil net nie julle moet soos hy wees nie. Eet dit. Jesus gesê, julle sal verseker doodgaan as julle dit eet, en toe kies ons dit. En dis asof die son gesak het daai dag. En siekte en seer het oor die wêreld begin heers, sonde het in die wêreld ingekom, en dood was die uiteinde van elke mens, en ons leef in hierdie duisternis, nog die hele tyd, as mens, totdat Jesus opgedaag het. Nou die ding van het, ek weet nie of jy ooit donkerkamertjie gespeel het toe jy kind was, nie, dalk doen jy nog steeds, briljant, dis great, as jy nog steeds kan van, hê. Maar in 'n donker kamertjie waar jy niks kan sien nie, loop jy die hele tyd en alles vas. Jy het die rigting nie, jy weet nie waartoe om te gaan nie, jy het ook die perspektief nie, jy weet nie waar's bo, onder, waar's links of regs nie. En dis die toestand van die wêreld waarin ons leef. Want waar God nie skyn nie, waar die lig van die wêreld nie is nie, waar hy nie verwelkom is nie, leef mense in absolute duisternis elke dag. Hulle het nie eers hoop nie, hulle het nie vrede nie, hulle weet nie wat om te doen met hulle lewe nie, en as dit moeilik gaan, dan het hulle net wanhoop. Jy sien dit in mense se oë. Hulle gryp na alles in hierdie lewe wat hulle tydelik verlos en help. En jy, die Here het gekom, jy het in hierdie donkerte gesit met 'n kers wat nie 'n vlammetjie gehad het nie, en hy het jou vlammetjie in die brand kom steek en hy sê, nou het jy lig. As gevolg van die werk wat ek en jou kom doen het. Ek is die lig vir die wêreld en ek steek jou aan die brand. Ek gee vir jou hoop. Jy kan nou gaan en ander mense lei en sê, ek weet waar is die lig vir die wêreld. Stap saam my. Hy gaan jou vlammetjie ook in die brand steek. Hy gaan jou ook red. Hy gaan vir jou ook vrede bring. Julle is die lig vir die wêreld. Want dis wie ek en jy word as die Here ons red. Jy is die lig vir die wêreld as jy elke dag van jou lewe afhanklik van die Here leef. As jy treur oor die sonde in die wêreld. Jy is die lig vir die wêreld as jy in volkome vertroue op die Here leef. Jy is die lig vir die wêreld as jy barmhartig is. As jy begeer wat reg is en om weg te kom van wat verkeerd is. As jy begeer om God te ken. Jy is die lig vir die wêreld as jy net wil sê wat hy sê en as jy net wil doen wat hy doen. Jy is die lig vir die wêreld as jy vrede maak. As jy sorg dat jy vir almal kan vrede bring soos jy vrede gekry het. Jy is die lig vir die wêreld as jy vervolg word. En dan sê hy, stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Weereens iets wat ons nie altyd verstaan wat Jesus sê nie, want dit is nie in ons konteks nie. Nou, as jy gaan, selfs vandag nog as jy Israel toe gaan, dan sal jy sien, hulle het
Hulle het al die stede en die dorpies hoofsaaklik altyd op hoogtes gebou. Selfs op berge. Jerusalem is op Dawid se berg gebou. Dit was Dawid se grond, is op 'n berg gebou. Sodat as jy gereis het, jy die stede van ver af kon sien. Ek bedoel, die tempel was 40 meter hoog en hy was gold-plated. As die son op daai ding geskyn het, het dit gelyk soos 'n ster in die middel van die dag. Maak nie saak hoeveel kilos jy nog op pad is, Jerusalem toe nie. Hulle het al die plekke so gebou dat mense dit kon sien. So in die nag het hulle nou nie elektrisiteit gehad nie, maar hulle het fakkels gehad en vure gehad en allerlei ander maniere om lig te maak. En as jy in die nag sou gereis het, sou jy alles van ver af gesien het. Dis hoekom hulle dit op hoogtetjies gebou het, dat jy rigting gehad het. Dis hoe hulle dit gebou het. So Jesus sê, 'n stad wat op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. Daar's 'n rede hoekom ons hom op 'n hoogte bou en hoekom hy skyn. Sodat almal dit kan sien. So wat Jesus eintlik besig is om te sê, jou redding, jou vertroue op God, is nie 'n persoonlike net my ding nie, en was nog nooit veronderstel om net dit te wees nie. Jou liggie is in die brand gesteek vir 'n rede. Dis nie net vir jou nie, dis vir elke liewe mens met wie jy in kontak kom wat nog in die nag sit, om hom te sien. Dis nie 'n persoonlike ding nie, dis 'n publieke ding, met ander woorde. Weet jy hoe baie sukkel ons met hierdie? Weet jy hoe baie mense sukkel hiermee? Nou, ek is 'n introvert. Dit het niks om my uit te waai nie. As die Here jou gered het, het hy jou gered om deel te word van sy plan vir die wêreld. Deel te wees van lig vir die wêreld. Dis 'n publieke ding. Die volgende een sê hy ook, steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander. Dit was vir hulle nog meer prakties, want hulle het in die aande, elke aand hulle in die huis was. Hulle het nie elektrisiteit gehad nie, hulle het lampies gehad. So hulle het staanders vir lampies in die huis gehad. En hoekom sit ek om daar hoog? Want hier onder sien niemand niks. Maar as ek om daar sit, dan skyn die lig oral, dan kan ons almal sien. Ons kan mekaar sien. En gee dit lig vir almal in die huis. En dan sê Jesus hierdie woorde: laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Let op, let wel, NB, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Niemand is veronderstel om jou te sien nie. En as jy die een is wat 'n verskil wil maak in die lewe, en te dink, dit maak my 'n goeie mens, ken jy nie die Here nie. Want geen mens wat 'n verskil maak in hierdie lewe as gevolg van die Here, soek die eer nie. Waarvan praat Jesus? Hy sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien. Wat is hierdie goeie werke? Luister mooi. Goeie werke is nie wat jy doen, sodat jy kan hemel toe gaan eendag nie, omdat dit jou laat hemel toe gaan eendag nie. Goeie werke is wat Jesus gesê het, toe hy gesê het, laat mense sien, dat jy afhanklik van my is. Want almal weet, as jy opdaag, dan vra jy, kan ek vir jou bid? Het ons al die Here gevra? Mense weet, dat as hulle skinder voor jou, dan sê hulle, dalk moet ons die ander persoon hier so kry. Het jy al vir daai persoon gebid, waarvan jy nou praat? Mense gaan sien hoe afhanklik jy is. Mense gaan sien, dat sonde jou 'n effek op jou het, in die sin van, ons het die Here nodig. Jy treur daaroor, jy huil saam met die mense wat huil. Jy sê, dis hoekom ons die Here nodig het. Dis jou goeie werke. Jou goeie werke is die feit dat jy altyd die Here vertrou. As alles om jou mekaar stort, dan bly jy die Here vertrou, dat hy sal dit laat uitwerk soos dit moet. Dit beteken, mense sien dit. Mense gaan sien dis wat jy doen. Hoekom doen jy dit? Want die Here het jou gered. Sê jy wat so oulik is nie? Dis hy wat dit in jou ingeplant het. Jou goeie werke is, jy is honger en dors om te weet wat hy sê. Kom ons vra hom, nie luister na jou hart nie, wat sê die Here hieroor? Wat sê jou Bybel, my kind? Het jy al jou Bybel gelees? Hoe voel jy? Wat moet ek gaan swat? Wat voel jy? Asseblief ouens, het jy vir jou kind gevra, wat sê die Here? Mense sien dit, hulle weet dit, hulle hoor dit as jy leef. Jou goeie werke, jy sê is barmhartig. Jy gee vir mense wat hulle nie verdien nie.
Jy vergewe hulle soos die Here jou vergewe het. Vir al die wat jou te nakom, en hulle gaan vir jou te nakom. Ek lees vanoggend 'n Facebook post wat sê, die skoene wat jy vir mense koop, is wat hulle gebruik om oor jou te loop. Hier, 300 comments, 5000 mense wat dit like. Dis waar, Hannes. Is dit nie presies wat Jesus gesê het gaan gebeur nie? Dis dit nie wat hy gesê het nie? Dis wat dit beteken om barmhartig te wees. Goeie werke is iemand wat net sê wat Jesus sê en net doen wat Jesus doen. Maar dis al wat sy agenda is. Goeie werke is mense wat korrupsie aanspreek. As kom ons sorteer dit uit, kom ons maak dit reg in liefde, ter wille van die doel dat ons almal die Here volg. En as ons nie almal die Here volg nie, kom ons begin daar. Afhanklikheid van die Here. Kom eers by 'n plek waar jy besef hoe groot vyand jy in jou eie lewe vir jouself is. Dat mense hierdie goed in jou sien. Want as hulle dit sien, dan gaan jy die geleentheid, dan gaan sê, hoe doen jy dit? Hoe vertrou jy as jy hele lewe uitmekaar het was? Wel, die Here het dit gedoen. Ek kan niks krediet daarvoor vat nie. Ek kan vir jou sê wat doen hy vir my en ek kan jou help saam met jou bid. Ek kan vir jou sê wat het hy my geleer. Kan jy wys hoe om jou Bybel te lees. Ek kan jou help soos ek kan. Maar dis jou beste opsie om hom te kry. Want dit gaan oor hom, dit gaan nie oor my nie. Ek behoort nie meer aan myself nie. Hierdie is nie meer my lewe nie. Hy het my gekoop en hy het vrek duur vir my betaal. En vandag kan ek net in dankbaarheid elke dag leef vir sy eer, nie vir myne nie. Dit gaan oor hom, dit gaan nie oor my nie. Paulus skryf vir die kerk in Efese nadat Jesus al hierdie gesê het. Ek net gedink ek wil dit sommer ingooi vanoggend. Vroeër was julle die ene duisternis. Julle was in hierdie donker gat gedompel, sonder enige rigting, sonder enige perspektief, sonder enige wysheid of insig. Nie geweet waar om te gaan nie. Julle het net seer gekry. Maar nou in die Here is julle lig. In die Here, as gevolg van die Here se werk in jou, is jy lig. Leef dan as mense van die lig, skryf hy vir die kerk. Hy sê, wees nou die sout van die aarde. Soos Andrew Murray was. Ek dink nie, hy het net 'n effek gehad op sy kinders nie. Uit die lig kom alles voort, wat goed en reg en waar is. As jy werklik die lewe wil ontdek, en waaroor gaan die lewe, en hoekom is ek hier, en waantoe is ek op pad, hoe moet ek, deur watse lens moet ek kyk na hierdie lewe, as jy werklik wil vrede en hoop, ek bedoel, is so mooi, salig is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Sagmoedige mense is 'n ou wat volle vertroue elke dag in sy lewe beleef. Nou wat is die nuwe aarde waarvan die Here praat? Wel, die aarde waarin ek ingebore is maar 'n depressing plek. En hy like dit om my te boelie. En ek het seer gekry in hierdie wêreld. Maar die oomblik toe ek my vertroue in die Here begin sit, toe verander my perspektief so, dat ek voel, ek het nou 'n nuwe aarde ontdek. Dis wat dit beteken. Ek het nou rede gekry om te leef en te hoop. Want hy het my kom leer wat goed en reg en waar is. Wat leer ons by Jesus volgende? Nommer 1. Die vrug van redding is as ons sal invloed uitoefen en nie onsself isoleer nie. As jy vir jouself vertel, dis me, myself and I and Jesus, is jy op 'n baie patetiese plek in jou geloofslewe. Jy is niks werd in sy groot plan vir sy koninkryk nie. Al wat vir die goed is om op die pad gegooi te word en mense gaan oor jou loop. Ek gaan salig hemel toe sonder enige skatte, solank ek net gered is. Dit is nie vir net jou bedoel nie, was ook nog nooit nie. Hy sê alles wat ons doen, moet mense na hom toe lei. Nie na ons toe nie, dit moet ook nie die fokus op ons sit nie, dit moet die fokus op hom sit. En dan sê hy, moenie gelyk word aan die wêreld nie. Paulus skryf in Romeine 12 vers 2, moenie gelyk word aan hierdie sondige wêreld nie, met ander woorde, moenie begin swyg en val onder die druk en die groepsdruk van wat die wêreld sê hoe die goed moet werk nie.
Moenie jouself oorgee dan, maar dis normaal, ek gaan nou maar net ek gaan nou net alles onder die mat in vir. Moenie gelyk word aan hierdie sondige wêreld nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Jy weet, die woordjie bekering, of soos ons dit in die Engels noem, repentance, in die Grieks is dit metanoia. Wat beteken om die manier van dink te verander. Wanneer die Here jou red, verander hy jou manier van dink. Hoe meer jy hom soek, hoe meer verander jou denke. Laat God jou denke vernuwe en verander. Sodat ons kan onderskei tussen wat reg en wat verkeerd is. Sodat ons kan werklik lig en sout wees in die wêreld om ons. Kom ons bid saam. Sê ons Vader, ons loof en ons prys U vir U goedheid en U guns in ons lewens. Dankie Here dat ons kan lig wees en sout in hierdie wêreld. Here, help ons dat ons nie op dit sit nie. Dat ons dit nie laat wegspoel nie. Dat ons begin lyk soos die wêreld om ons en dat ons begin praat soos die wêreld om ons nie. Here, ons begeerte is om nie niks werd te wees nie, maar dat ons sal begin praat as goed nie reg is nie. Dat ons sal goed konfronteer wat moet gekonfronteer word. In liefde. Dat ons dit deur U wysheid en insig deur die krag van die Gees sal doen, Here. Juis omdat U die enigste een is wat saak maak, omdat U koninkryk in die skaal hang. Here, vergewe ons, waar ons net die lewe laat verbygaan het, dat ons net goed was vir niks nie. Dankie dat U nog steeds so geduldig met ons is om vanoggend met ons hierdie woord te deel, terwyl ons die geleentheid het om ietsie aan te doen. Here, kom inspireer ons om regtig kinders van U te wees. Kom gee ons die krag en die ywer en die moed, om nie hierdie verhouding van ons met U net te isoleer en persoonlik vir onsself te hou nie, maar dat ons dit sal deel met die res van die wêreld. Help ons om dit te doen, Here. Help ons om vreesloos te leef met volle vertroue op U. Ek bid dit in U naam alleen. Amen.